22 in hierdie reeks oor Exodus. Ons is begin by hoofstuk 1. Ons trek nou by 22. Ons onderbreek natuurlik nou vir 2 Sondae met die Paasreeksie en gaan weer aan by 23 as die Here wil oor 3 weke. « 22 volg natuurlik op 21 in inhoud, wat inhoud betref. Exodus 22 by vers nommer 1 en ons lees dwars deur die hele hoofstuk. Wanneer 'n man 'n bees of 'n skaap steel en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste terugbetaal vir die bees en 4 stuks kleinvee vir die skaap. As die gesteelde goed lewend in sy besit gevind word, moet hy dit dubbel vergoed. Of dit nou beeste, donkies of skape is. 'n Dief moet ten volle vir sy diefstal vergoed. As hy niks besit nie, moet hy vir die waarde van die gesteelde goed verkoop word. As 'n dief inbreek en op heterdaad betrap en doodgeslaan word, mag sy dood nie gewreek word nie. As dit egter na sonop gebeur, kan sy dood wel gewreek word. Wanneer 'n man sy vee laat wei en hulle nie oppas waar hulle wei nie en hulle loop wei in die land of wingerd van 'n ander, moet hy met die opbrengs van sy beste land of wingerd daarvoor vergoed. Wanneer 'n man onkruid aan die brand steek en die vuur vang die rye gerwe of die ongesnyde graan of die land van 'n ander, moet die man wat met die brand begin het, ten volle daarvoor vergoed. As 'n man aan iemand anders geld of goedere gee om te bewaar en dit word uit sy huis gesteel, moet die dief dit dubbel betaal as hy gevang word. Maar as die dief nie gevang word nie, moet die huiseienaar in die teenwoordigheid van God 'n eed gaan aflê dat hy nie die ander man se goed gesteel het nie. In die geval van 'n geskil oor 'n bees of 'n donkie of 'n skaap of klere of enigiets wat weggeraak het, moet die wat die goed eis, hulle saak voor God gaan stel. Die een wat deur God as die skuldige aangewys word, moet dubbel betaal aan die ander. Wanneer 'n man 'n donkie of 'n bees of 'n skaap of enige ander dier aan iemand anders gee om op te pas en dit vrek of word verskeur of buitgemaak sonder dat daar 'n ooggetuie by is, moet hy in wie se sorg dit gegee is in die teenwoordigheid van die Here 'n eed teenoor die eienaar aflê dat hy wat dit moes oppas, dit nie gesteel het nie. Die eienaar moet sy woord aanvaar en in so 'n geval hoef niks betaal te word nie. As die dier egter gesteel is terwyl dit in die ander man se sorg was, moet die eienaar daarvoor vergoed word. As 'n deur wille diere verskeur is, moet die eienaar by die verskeurde dier gebring word en dan hoef niks betaal te word nie. Wanneer 'n man 'n dier van 'n ander een leen en dit word verskeur of gaan dood terwyl die eienaar nie by is nie, moet die dier ten volle daarvoor vergoed word. As die eienaar by is daar nie 'n eis nie. As die dier gehuur was, moet die huur betaal word. Wanneer 'n man 'n jong meisie wat nog nie verloof is nie, verlei om met hom geslagsgemeenskap te hê, moet hy aan haar pa die volle bruidsprys betaal en met haar trou. As haar pa volstrek weier om haar aan hom te gee, moet hy nogtans die volle bruidsprys vir jong meisies betaal, en dit met silwer. Jy mag nie 'n towenares laat lewe nie. Elkeen wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word. Iemand wat aan enige god, behalwe aan die Here offer, moet om die lewe gebring word. Jy mag nie 'n vreemdeling verdruk of laat swaar kry nie, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Jy mag geen weduwee of weeskind veronreg nie. As jy tog so iemand veronreg en hy na my roep, sal ek na sy hulpgeroep luister. Dan sal my toorn ontvlam
En ek sal jou om die lewe bring, sodat jou vrou 'n weduwee word, en jou kinders weeskinders. As jy aan 'n arm man uit my volk geld leen, moet jy nooit teenoor hom soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag hom ook nie rente vra nie. As iemand sy klere by jou verpand, moet jy dit voor son onder teruggee. Want is al wat hy het om mee toe te maak. Onder wat anders kan hy dan slaap? In die oorspronklike Hebreëus staan daar mantel. Mantel. As hy my hieroor aanroep, sal ek na hom luister, want ek is barmhartig. Dis een van die pragtigste verse in die hele Bybel nie. Die man het sy mantel by jou verpand. Gee terug, hy gaan koud kry. Verstaan jy hoe God se hart klop? En as jy nie teruggee nie, en hy kry koud, en hy bid, dan gaan ek hom hoor. Want ek het medelee. Ek is vol medelee. Jy mag God nie vervloek nie. En ook nie 'n leier van jou volk nie. Moenie talm met jou offers uit jou graan en wyn oes nie. Die eersteling van jou seuns moet jy vir my gee. Dit geld ook van jou beeste en kleinvee. 7 dae kan die eerstelinge by hulle maas bly, maar op die 8ste dag moet jy hulle vir my gee. Julle moet mense wees wat aan my gewy is. Julle mag nie vleis eet van diere wat in die veld verskeur is nie. Gooi dit vir die honde. Ons lees dan net tot sover saam hierdie gewigtige hoofstuk 22 van Exodus. Net soos wat dit by hoofstuk 21 is, soos ons verlede Sondag gesien het, is dit ook by 22 die geval. En dit is, as jy na hierdie hoofstuk kyk, dan dink jy, wat het ons nou hier? Wat het ons hier? Dit lyk net soos 'n ou antieke stel regsreëls. Praat oor gesteelde skape en osse wat skade doen en geld wat geleen word en items wat verpand word en hoe mense met mekaar moet omgaan ensovoorts. Maar dit is natuurlik 'n deel van hoofstuk 21. Ons moes eintlik streng gesproke verlede week al 2 hoofstukke behandel het in een boodskap. En vir die moderne leser is dit iets wat heeltemal totaal verwyderd is van ons konteks vandag. En dit is ook so. Maar as jy mooi lees, dan sal jy sien, dit gaan eintlik oor die nuwe soort wêreld wat die Here besig is om te bou. Dis eintlik waaroor dit gaan in hierdie hoofstuk en in hoofstuk 21. Want kyk, Israel het nou net uit Egipte uitgekom. Egipte was 'n wêreld van slawerny, harde mag en uitbuiting onder die farao. Die sterke het oor die swakke geheers. Mense was net objekte, was net werktuie in die hande van hierdie farao. Nou bring God sy volk uit, daai wêreld uit. En hy begin iets nuuts doen. Hy begin om 'n volk te bou wat anders moet wees en wat anders moet leef. 'n Volk waar daar gehoorsaamheid is en waar daar oorgawe aan God is as fondasie. En dit kring ons nou uit in hoe jy jou handel en wandel van elke dag, vanselfsprekend. So wat die hoofstuk doen is om vir ons 'n kykie te gee hoe daardie nuwe volk van die Here prakties moet lyk in hulle praktiese dinge van elke dag. Maar dis waaroor dit gaan. Natuurlik is dit, soos ek verlede week gesê het van hoofstuk 21, dit is deel van die Sinaï verbond. Dit is deel van die Sinaï verbond, word ook genoem die ou verbond, waarvan die wetstipulasies natuurlik uiteindelik in Christus Jesus vervul is en nie meer op die Nuwe Testamentiese kerk van toepassing is nie.
Dit het ons gesien, maar die gees van die stipulasies, die moraliteit, die atmosfeer, die hartklop van die stipulasies, is nog steeds van toepassing vandag, omdat dit God sy hartklop weerspieël en sy hartklop nie kan verander nie. Dit kan nooit verander nie. En in die Nuwe Testament kom ons en sien ons die Here Jesus Christus in lewende lywe, sien ons in hom hierdie atmosfeer en hartklop en gees en moraliteit sien jy in die Here Jesus in vlees en bloed rondloop op die aarde. As jy na die Here Jesus se manier van doen kyk, as jy kyk na hom, as jy kyk na Christus op aarde, dan sien jy hoe lyk Exodus 22 in vlees en bloed. Jy sien hoe lyk dit. Ek wil anders as verlede week te werk gaan vanmôre. Ek wil vir u net 'n bondige oorsig gee oor die hoofparagrawe van die hoofstuk. En ek wil vir u sê, of nooi om saam met my te kyk of jy kan aanvoel, wat is hierdie altyd blywende morele hartklop van God wat in hierdie stipulasie sit? Tussen hakies, u sal opmerk hoe dat die 10 gebooie, wat as die grondwet gesien kan word, hoe dat dit die agtergrondsmusiek van al hierdie stipulasies is. Maar ek wil net vinnig deur die hoofstuk gaan, paragraafsgewys, en net die basiese inhoud net weer vir ons uitlig. Om mee te begin. In verse 1 tot 4 sien ons dat diefstal streng aangespreek moet word en daar moet meer teruggegee word as wat gesteel is. Die beginsel in verse 1 tot 4 is dat sonde bring skade. Dat is die beginsel. Sonde bring skade en ware geregtigheid vra herstel of restituisie. So jou bekering kan nie net in woorde wees nie, maar in 'n lewe wat reg maak wat verkeerd is. Restituisie beteken om reg te maak wat jy verbrou het. Dis die beginsel. Verse 5 tot 6. Dis hoe vinnig ek nou deur hierdie paragrawe gaan. Verse 5 en 6. Wanneer skade per ongeluk gebeur het, dan bly die persoon wat dit veroorsaak het nog steeds verantwoordelik. Met ander woorde, God roep sy mense in hierdie nuwe wêreld wat hy besig is om te maak, roep hy sy nuwe mense om versigtig en bedagsaam te lewe sodat ander nie deur hulle optrede benadeel word nie. Versigtig en bedagsaam. Verse 7 tot 13. Wanneer iets aan jou toevertrou is, dan moet jy dit getrou bewaar. Met ander woorde, God vereis wat? Eerlikheid, integriteit, betroubaarheid. Selfs wanneer niemand sien wat jy doen nie. Verse 14 en 15. As jy iets leen, is jy verantwoordelik daarvoor. Jy kan nie roekeloos omgaan met 'n ding wat aan 'n ander persoon behoort nie. Met ander woorde, daar moet respek wees vir ander mense, selfs vir hulle besittings. Is deel van 'n regverdige lewenswandel. Verse 16 en 17. In verhoudings en tussen die geslagte moet daar eer en verantwoordelikheid wees. Seksuele verhoudings buite die huwelik is uit. Want mense is kosbaar en mag nie vir eie gewin gebruik word of uitgebuit word nie. Verse 18 tot 20, daar stel God baie duidelike grense oor die eerste gebod. Hy sê, geen okkultistiese praktyke tussen kinders van die Here nie. Geen toordery nie. Geen verdraaide praktyke nie, geen afgodediens nie, want die Here alleen is God. En sy volk moet rein en toegewy aan hom lewe. En dan in verse 21 tot 24, die vreemdeling en die weduwee en die wees moet beskerm word. Want dit was in die destydse samelewing die 3 groepe van mense wat die meeste uitgebuit is. Vreemdelinge, weduwees en weeskinders. Maar God identifiseer homself met die kwesbares en waarsku dat hy self teen onreg gaan optree wanneer hulle uitgebuit word.
En dan in verse 25 tot 27, die arme sê hy moet met deernis behandel word, nie uitgebuit word nie, selfs wanneer jy wettiglik iets mag eis. Jy mag dit eis. Dan moet barmhartigheid die laaste woord hê, want God se hart is so, hy is sag teenoor die wat in nood is. Sy hart is 'n hart compassion, medelee. Sy hart is 'n hart vol medelee. Selfs wanneer 'n benadeelde persoon bid en na hom roep, dan gaan hy hoor, hy gaan na die persoon hoor, sê hy. Wanneer jy iemand se kombers of sy mantel of 'n kledingstuk of in hierdie geval veral 'n mantel, wanneer jy dit wettiglik as pand geneem het, miskien omdat die persoon vir jou geld skuld of wat ook al, gee die mantel terug voor die aand. Want waarmee gaan hy hom in die koue nag warm maak? Gee terug. Dit is belangriker dat hy warm is in nag, as wat jy jou geld kry. Belangriker, vir God. Vers 28. Respek vir die Here en vir gesag is noodsaaklik. 'n Lewe met die Here beteken ook 'n houding van eerbied in wat jy sê en hoe jy optree. Vers 29 en 30 gaan oor geld, dit gaan oor materiële goed, dit gaan oor gawes. Hy sê, gee die eerste en die beste vir God. Bedoelende veral natuurlik materiële goed, en so erken jy hom in alles, en dat hy die eerste plek in jou lewe het. Vers 31 sê hy, wat dit beteken om heilig te wees, dat sy mense, nie hy nie, sy mense heilig is, beteken, hulle moet apart gesit, hulle moet anders wees. Dis die regte woord, anders wees. Leef anders, met duidelike toewyding aan die Here. Kan jy sien, daar is ons deur die hele hoofstuk, maar kan jy sien, dat dit die vingerafdrukke is, van die nuwe wêreld wat God besig is om te bou, die nuwe wêreld wat hy in gedagte het. As jy na die hartklop daarvan kyk, na die essensie kyk van daardie wetstipulasies, dan sien jy die waardes wat vir God belangrik is. Ons gaan nie meer vandag, dit is die wetstipulasies geld nie meer vir die kerk van die Here Jesus in die nuwe verbond nie. Ons in die sin van dat ons nie hierdie optrede gaan eis van iemand wat steel, iemand het van jou karre gesteel, sê jy gee 5 karre terug, verstaan, daai tipe ding. Ons gaan nie meer vir iemand 'n kombers of sy mantel teruggee, jy weet, die letterlike uitvoer van die stipulasies, dit doen ons nie meer nie, maar die essensie van die stipulasies wel, want die essensie is God se waardes van sy koninkryk. Dis die aanduiding van die nuwe wêreld. Kom ek wys dit vir u. U sal nou duidelik sien wat ek bedoel. Kom ek wys dit vir u. Dis baie duidelik as jy deur hierdie goed lees. Wat is nie van toepassing nie? Dit kan jy mos nou duidelik en helder sien. Maar kom ek wys vir u, wat is van toepassing op ons? Kan jy sien, het jy gesien en kan jy sien, en as jy nie gesien het, jy gaan jy dit nou sien, dat daar 'n verskuiwing is weg van selfsug. Wie het dit gesien? Daar's 'n verskuiwing weg van selfsug na selfopoffering. Dis die wêreld wat God besig is om te bou. In die wêreld wat ons ken, verskil niks van die ou wêreld nie. Die wêreld wat ons vandag ken, verskil nie 'n druppel van die ou Egipte nie. Waar dit net gaan oor wat? Elkeen vir homself. Dis waaroor dit in die wêreld gaan. Maar by Eksodus 22 sien ons by, wag so 'n bietjie, Jesus skuif. God is besig om 'n wêreld te bou waar mense verantwoordelikheid neem vir mekaar. Hy sê byvoorbeeld, as jou vuur jou buurman se veld aan die brand steek, betaal jy hom uit jou beste uit. Met ander woorde, in die nuwe wêreld wat God bou, is liefde vir ander mense belangriker as jou eie rykdom. Jou eie rykdom. Liefde vir ander. Jy kan sien die skuif. Daar's 'n skuif. Tweedens, die beskerming van die broosste mense in die samelewing in die antieke tyd. Vandag nog word swakkes altyd vertrap. Swakkes word vertrap. Dit is maklik om met iemand hof toe te gaan
as jy weet, daai persoon kan nie betaal nie, daai persoon kan nie regskoste bekostig nie, maklik. Op die ou ende kom daar niks van nie, en jy stap as die groot man weg. Uitbuitery, kan jy sien. Uitbuitery. Die swakkes word in die samelewing vertrap. Maar in Eksodus 22 fokus God spesifiek op die vreemdeling, die wees en die weduwee. Het ons gesien. Hy bou 'n wêreld waar daar nie meer buitestanders is nie. In sy nuwe wêreld is daar 'n spesiale plek vir diegene wat nêrens anders het om te gaan nie. En hy hoor hulle geroep. Dit wys jou dat hy die koning is wat ook staan vir die wat nie 'n stem het nie. By hierdie koning het hulle ook 'n plek. Hulle nie in die wêreld 'n plek nie, maar het 'n plek by die koning van die konings en die Here van die Here. In die derde plek sien ons in hierdie beginsels, in hierdie stipulasies sien ons dat restaurasie belangriker is as straf. Wie het dit gesien? Die wette oor diefstal fokus nie net daarop om die dief te kry en die dief by die polisie te kry en die dief in die sel te kry nie, maar dit gaan daaroor dat skade herstel moet word. As jy 'n bees steel, gee jy 5 terug, boetie. Maar daaroor in God se nuwe wêreld gaan dit oor herstel van wat stikkend is. Wat natuurlik vooruitwys na Jesus, wat gekom het om alles wat die sonde gesteel het, nuut en heel te maak. Met ander woorde, in die vierde plek, die nuwe wêreld wat God bou, broers en susters, is 'n wêreld van genade, nie net geld nie, maar genade, soos ek nou net vir u gewys het op daai reël oor die mantel. So jy sien dit baie duidelik, is een van die mooiste paragrafies wat daar seker in die hele Bybel is. Dat selfs al skuld 'n man vir jou geld, moet hy nie koud kry in die nag nie. Kry 'n kombers op sy lyf, jong. Met ander woorde, in hierdie nuwe wêreld weeg barmhartigheid swaarder as skuld. Dit leer vir ons dat mense belangriker is as besittings. En mense is nie besittings nie. God bou 'n wêreld waar genade die geldeenheid is. En vyfdens en laastens, alles behoort aan hom. Dis daai eis aan die einde van die hoofstuk van die eerste vrugte, die eersgeborenes. Ons het daaroor in die verlede baie gepraat, ek gaan nie vanmôre daarop dus uitbrei nie. Ons weet dat Jesus die eersgeborene genoem word, ons gaan nie uitbrei op dit nie, ons het dit behandel, maar dit herinner ons dat God sy mense leer dat alles uiteindelik syne is. In die nuwe wêreld is dit 'n plek waar God sy regmatige plek kry en het, as in die middelpunt op die troon. Daar's geen afgode, toordery, okkultisme wat mag oor ander mense is. Dis wat die okkultisme eintlik is vandag nog. Dis wat toordery. Mense dink aan toordery, jong. Jy gaan nou na hierdie slim man toe hier aan die kant. En die ou, deesdae is hulle sommer hier naby ons, hier in die geboue en die goed. Jy gaan na hulle toe en verduidelik daar wat so en so aan jou gedoen het. Jou sê, ja natuurlik man, dat ek vir jou hierdie poeiertjie gee. Al wat jy doen nou met die poeiertjie doen is, jy gaan nou vanaand so donker is, dan neem jy die poeiertjie, dan smeer jy dit voor sy huis aan die muur, voor sy huis, smeer dit daar, smeer hy poeier aan hy muur, aan hy hekke en sovoorts. Dan kyk jy 'n bietjie wat gebeur met hom. Ons sal hom reg sien. Werk deur demone. Maar weet jy wat sit in die hart van toordery, manipulasie, intimidasie en dominering? Wanneer jy te doen kry met goed soos manipuleer, intimideer en domineer, het jy die 3 sleutelaksies waaroor toordery gaan. Want dis wat toordery vermag. Ons mag op hierdie manier oor ander uitoefen nie. In die nuwe wêreld wat God bou, het dit nie 'n plek nie. Ons wil altyd mag oor ander hê, want dit pomp onsself op. As ek mag oor 'n ander het, deur manipulering, deur intimidering,
en deur dominasie, weet jy wat, dan bou ek myself op. In die Here se nuwe wêreld het dit nie 'n plek nie. Dit het nie 'n plek nie. Dis teen die gees van Christus. Kan jy sien wat ek bedoel het toe ek gesê het, hierdie wetstipulasies is bedoel om Israel anders te maak as die nasies. Almal kan dit tog duidelik sien. Hulle moes 'n venster wees waardeur die res van die wêreld kon sien, hoe lyk God se toekomstige koninkryk nou eintlik? Hoe lyk dit? En as jy vir Jesus op die aarde dophou, soos in Matteus, Markus, Lukas, Johannes beskrywe, dan sien jy God se nuwe wêreld in die Here Jesus se doen en late en woorde ensovoorts. Dis asemrowend om te sien. Weet jy, ek het nou weer vanmôre vroeg hieroor gedink, maar dit is en bly daarom net wonderlik vir my om te sien hoe dat die Messias, Jesus Christus, ook hier in Eksodus 22 vir ons geopenbaar word. As die Here Jesus Christus, die Messias, in die hele Ou Testament geopenbaar word, dan moet hy mos in hoofstuk 22 van Eksodus ook geopenbaar word. Dis mos net logies. Dis net logies. In Lukas 24 staan daar dat Jesus vir die 2 Emmausgangers na sy opstanding gewys het hoe dat die hele skrif op hom betrekking het. Bedoelende die hele Ou Testament op hom betrekking het, van begin tot einde. Hy het dit met hulle so deurgegaan. Dis wat hulle harte so brandende gemaak het, sê hulle. Dit beteken Christus Jesus, die Messias, is in Genesis, is in Eksodus. Hy is die saad van die vrou, Genesis 3:15. Hy is die seun van Abraham aan die nasies, Genesis 12. Hy is die hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, Psalm 110. Hy is die man wat met Jakob geworstel het, Genesis 32. Hy is die leeu uit die stam van Juda, Genesis 49. Hy is die stem uit die brandende bos, Eksodus 3. Hy is die paaslam, Eksodus 12. Hy is die manna uit die hemel, Eksodus 16. Hy is die rots wat water gee, Eksodus 17. Hy is die wolk en die vuurkolom wat lei, Eksodus 13. Hy is die versoendeksel in die tempel, Eksodus 25. Hy is die hoëpriester van Israel, Levitikus 16. Hy is die sondeoffer vir die volk, Levitikus 16. Hy is die koperslang in die woestyn, Numeri 21. Hy is die ster uit Jakob, Numeri 24. Hy is die profeet groter as Moses, Deuteronomium 18. Hy is die kaptein van die leer, Joshua 5. Hy is die ware rigter van Israel, Rigters 2. Hy is die losser van Rut, Rut 4. Hy is die groter koning as Dawid, 2 Samuel 7. Hy is die seun van Dawid, 2 Samuel 7:12. Hy is die wysheid groter as Salomo, 1 Konings 4. Hy is die koning van heerlikheid, Psalm 24. Hy is die lydende redder, Psalm 22. Hy is die goeie herder, Psalm 23. Hy is die gesalfde van God, Psalm 2. Hy is die seun wat regeer, Psalm 2 vers 7. Hy is die hoeksteen wat verwerp is, Psalm 118:2. Hy is die priester koning, Psalm 110. Hy is die ewige koning, Psalm 145. Hy is die wysheid van Spreuke, Spreuke 8. Hy is die minnaar van Hooglied, Hooglied 2:16. Hy is die stem van die geliefde, Hooglied 2:8. Hy is Immanuel, Jesaja 7:14. Hy is die wonderbare raadsman, Jesaja 9. Hy is die sterke God, Jesaja 9:6. Hy is die vredevors, Jesaja 9:6. Hy is die sloot uit die stomp van Isaai, Jesaja 11. Hy is die wortel van Isaai, Jesaja 11:10. Hy is die lig vir die nasies, Jesaja 42:6. Hy is die dienaar van God, Jesaja 42:1. Hy is die verheerlikte dienaar, Jesaja 52. Hy is die lydende knegt, Jesaja 53. Hy is die man van smarte, Jesaja 53:3. Hy is die draer van die sondes, Jesaja 53:5 en 6. Hy is die herder van die kudde, Jesaja 40. Hy is die regverdige spruit van Dawid, Jeremia 23. Hy is die Here ons geregtigheid, Jeremia 23:6. Hy is die ware herder van Israel, Jesegiel 34. Hy is die seun van die mens, Daniël 7. Hy is die gesalfde wat kom, Daniël 9. Hy is die bruidegom van sy volk, Hosea 2. Hy is die een wat op die 3de dag lewe gee, Hosea 6 vers 2. Hy is die Here wat brul soos 'n leeu, Amos 3 vers 8. Hy is die heerser uit Bethlehem,
Micha 5:2. Hy is die nederige koning, Sagaria 9:9. Hy is die deurboorde een, Sagaria 12:10. Hy is die herder wat geslaan word, Sagaria 13:7. Hy is die son van geregtigheid, Maleagi 4:2. Maak dit dan nie net 100% sin dat die Messias ook in Eksodus 22 se wetstipulasies teenwoordig is nie? Die antwoord is vanselfsprekend. Dis nie net wette nie. Dis die evangelie boodskap hierdie, in kiemvorm. Hierdie wetstipulasies wys vir ons eerstens hoe ernstig sonde is. Wanneer iemand steel of iemand anders skade doen, moet daar herstel word, daar moet vergoed word. Sonde het altyd 'n prys, altyd. Wys vir ons ook hoe regverdig en heilig God is. En dat onreg nie net onder die mat ingevee kan word nie. En hierdie beginsel berei die pad vir die evangelie boodskap, want dit wys dat skuld betaal moet word. As jy die hele Bybel so saam lees, dan sien jy dat mense nie self hulle skuld kan betaal voor God nie. Die wette van Eksodus wys hoe groot die standaard van God se heiligheid is. En niemand kan daarby kom nie. Daarom wys hierdie wette vir ons uiteindelik na Jesus wat gekom het om te doen wat ons as mense nie kon doen nie. Toe doen hy dit. En so breek die blye boodskap deur, wanneer ons besef dat Jesus die een is wat die skuld uiteindelik kom dra het. Waar die wet vergoeding vir sonde eis, het Jesus self die prys betaal deur sy bloed aan die kruis. Neem hy hierdie straf op hom wat ons die wetsverbrekers volgens God se heilige reg sou verdien om te ontvang, en so word God se geregtigheid nie afgeskaf nie, maar vervul. Eksodus 22 wys ook vir ons God se hart vir die swakkes. Die swakkes. En in Jesus Christus sien ons hoe hierdie hart van God volledig gedemonstreer word. Want die Here Jesus kom na by die gebrokenes. Hy bring genade vir die hulpeloses. En so sien ons die genade karakter van die evangelie. Maar daar is natuurlik ook in hierdie hoofstukke oproep tot heilige lewe, wat aan die Here behoort. Ons het dit gesien daar aan die einde van die hoofstuk. Wat vir ons wys dat die Here Jesus, dit gaan nie net oor vergifnis van jou skuld nie, dit gaan ook oor om 'n nuwe hart te hê wat vir die Here lewe. Wat God alleen vir jou kan gee. Jy kan maar 'n wet hê, jy kan hom teen jou yskas plak en deur daai ding gaan elke dag. As jy nie 'n nuwe hart by God gekry het nie, beteken dit niks. Beteken niks. Al die nie-Christelike godsdienste in die wêreld lewe volgens reëls. Maar dit beteken vir hulle niks. Omdat hulle nie nuwe harte het nie. En so word die Here Jesus nie direk by name in Eksodus 22 genoem nie, maar hy word wel in Eksodus 22 geopenbaar. Die wet hier openbaar God se geregtigheid, wys die mens se skuld, roep op vir volle betaling, maar in Jesus kom die betaler. En daarom lei selfs 'n hoofstuk vol wette soos hierdie vir ons uiteindelik na die bloedwarm evangelie. Ek wil dit ten slotte vir die prakties illustreer. Het u geweet dat Eksodus 22 gebruik kan word as 'n evangelisasie traktaatjie? 'n Traktaatjie om iemand die basiese evangelie te wys en om die persoon na die Here Jesus te lei. Kom ons neem 'n praktiese voorbeeld. Jy sit langs 'n vreemdeling op 'n vliegtuig. Persoon is wildvreemd. Sitplekkies is net so teen mekaar. Die persoon kan duidelik sien jy lees iets.
En julle begin met mekaar gesels en later vra die persoon, wat lees jy? Jy sê, jy lees die Bybel en jy lees op hierdie oomblik Eksodus 22. Ja? Die man het nog nooit in sy lewe so iets gehoor nie. En stil in jou hart vra jy dat die Heilige Gees van Christus jou moet help om iets van die goeie nuus vir die man te verduidelik. Want die persoon is nuuskierig, hoor. Hy is nuuskierig. Hy wil weet. En dan begin jy eenvoudig net vertel wat daar staan. Jy vertel vir hom wat daar staan, wat jy nou net gelees het. Jy sê vir hom dat hierdie wette wys vir jou hoe God wil hê mense aan hom, wat aan hom behoort, mekaar moet behandel. As iemand steel, moet hy het teruggee. As iemand anders so goed beskadig, moet hy het regmaak. En dan sê jy, en jy weet meneer, en daarmee wys God dat hy heilig en regverdig is en dat verkeerde dinge nie net geïgnoreer kan word nie. Daar's altyd skuld wat betaal moet word, jy sien. Hy luister. Hy luister regtig, hy luister wat jy sê. En toe jy sien hy luister, toe sê jy net rustig vir hom. Maar jy weet, as ons baie eerlik moet wees, dan het elke mens al iets verkeerd gedoen. Ons het almal al gelieg. Ons het almal ander mense seer gemaak. En iets gedoen wat nie reg is nie. Maar jy weet meneer, hierdie wette help vir ons, hierdie goed wat ek hier nou lees, help vir my om te sien hoe ernstig sonde voor God is. Dit wys hoe hoog God se standaard is. Maar die man luister. En dan wys jy vir hom dat die hoofstuk ook iets oor God se hart sê. En die gedeelte wat God praat oor die weduwees en die wese en die vreemdelinge, dan wys jy vir hom dat wat God sê, daar sê, dat hy hulle gehuil gehoor het. En dat hy baie omgee vir gebrokenis. Hy is nie net 'n regter nie, hy is ook vol liefde en genade. En dan sê hy vir hom in dieselfde asem, maar weet jy, dit alles laat my dink aan die Here Jesus Christus, meneer. Want jy weet, die wette wys dat sonde 'n skuld bring wat betaal moet word, maar die Bybel leer vir ons dat 'n mens nie self jou skuld voor God kan betaal nie. Die prys is te hoog daarvoor, maar toe het Christus gekom en hy het aan die kruis gesterwe en die straf op daardie sondes gedra, sodat iemand soos ek en jy ten volle met God reg kan kom. Terwyl jy so net informeel praat, is hierdie persoon geweldig stil. Hy is doodstil. Doodstil. En na 'n rukkie sê hy sag vir jou. Weet jy, ek begin nou besef hoeveel verkeerde dinge daar in my eie lewe is. Ek het nog nooit so daaroor gedink nie. Hy sê, en ek voel skuldig voor God. En ek weet nie wat om daaraan te doen nie. Dink jy dat daar ook hoop is vir iemand soos ek? Jy sê vriendelik vir hom, dat dit juis is waarom die Here en Koning Jesus Christus na ons wêreld toe gekom het. En dan verduidelik jy vir hom dat Jesus Christus gekom het om sondaars te red, en dat hy die skuld van mense aan die kruis gedra het. Jy sê vir hom, dat hy, wat sy naam ook al is, dat hy nou eenvoudig en kinderlik en berouvol na hierdie Jesus toe mag kom, net daar in die vliegtuigsitplek, en sy sondes eerlik kan bely en Jesus kan begin vertrou om sy saligmaker te wees. En dan kom die woorde wat 'n mens so min hoor. Vra elke sielewenner. Ek wil graag. Help my asseblief.
En dis die vliegtuig, die gewone vliegtuigklank. Kelner in die paadjie loop. Maar julle tweeetjies is heeltemal op 'n ander stasie. Jy help hom dan om in eenvoudige woorde, kinderlike woorde, tot die lewende en teenwoordige Here te bid. Waarin jy hom help deur vir hom voor te gaan in 'n eenvoudige gebed. Hy erken sy sonde. Hy vra vir redding en vergifnis. En hy vra dat Jesus sy Here en Verlosser sal wees. En daar in die vliegtuig, hoog bo die wolke op 33.000 voet, begin daar met eens 'n nuwe lewe in hierdie man se hart posvat. 'n Nuwe lewe wat hy nooit voorheen geken het nie. Hy het dit nooit geken nie. Dit is hoe Eksodus 22 'n verlore mens na die saligmaker kan lei. Is u seker dat u die saligmaker al ontmoet het? Miskien moet 'n mens dit so vra, is u seker dat hy met u ontmoet het? Kom ons buig en ons bid net saam kortliks. Here, ja, so werk die redding van 'n siel. So werk dit. En Here, elke bladsy in die Bybel is so 'n evangelisasie traktaatjie. Here, u het nie net die pad van lyding gestap nie, maar gekom om harte te verander, onherroepelik en ewig. Verander ook ons denke, Here. Verbrand ons selfsug, breek ons trots. Ons het baie duidelik gesien, en dis die waarheid, dat u besig is om 'n nuwe wêreld in Christus Jesus te bou, wat uiteindelik sal uitmond in Openbaring 21 en 22, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. Nou reeds skyn iets daarvan. Daar in Oud-Israel, en selfs in Eksodus, het dit reeds begin skyn. O, mag die kruis ons rigting bly. Mag die Heilige Gees ons dryf. Mag die Heilige Gees Tafelberggemeente van bo na onder totaal vernuwe, stuur, rig en lei op die pad van die Gees. Dit is ons hartsgebed om Christus se ontwil. Amen.